so lekker om die naam van die Here groot te maak. Ek het te veel water gedrink vanmorgen, loop op my oë uit vanmorgen. Maar het is so lekker om die naam van die Here groot te maak. Kind van die Here, gaan morgen met die gedeelte deel, gebed en heiligmaking. En ons weet gebed is een van die belangrikste dinge in ons lewe, in my lewe in elk geval. Maar dan kan jy nie oggend opstaan as nie in die teenwoordigheid van die Here was nie. Ek kan nie gaan slaap en as nie in die teenwoordigheid van die Here was nie, maar dit is waar ek wil wees. Selfs deur die dag waar ek daar by die werk as ek 'n oorlewing kry, dan sê ek dank die Here. As ek net ou koortjie in my gedagtes in, net om in die teenwoordigheid van die Here te kan ervaar en kan weet hy is by my, hy is om my, hy is alomteenwoordig. En dit is so lekker om hom te kan aanbid en lofprys en aanbidding. Want dis tog waar die dinge gebeur, is dit nie? Dis waar die dinge gebeur, lofprys en aanbidding in. Prys die Here, halleluja. Ek het die woord oopmaak daar by 1 Petrus 1 vanaf vers 13 tot en met vers 19 gaan ons lees. 1 Petrus 1 vanaf vers 13 tot en met vers 19. Die opskrif is vermaning om heilig te wees. Die woord van God sê ons moet vermaan, ons moet weerlê, ons moet teregwys. Daar 2 Timoteus 3 vers 16. Maar dis waar ek gaan praat vanmôre nie. Maar ek wil vir die sê kind van die Here ervaar die teenwoordigheid van die Here in hierdie plek vanmôre. Die woord van die Here sê in vers 13, daarom omgord julle lendene van julle verstand, wees nugter en hoop op die genade wat julle deel word by die openbaring van Jesus Christus. Nou ons weet dat Jesus Christus eendag daar openbaar gaan word by die wederkoms wanneer ons hom gaan sien. Soos gehoorsame kinders moet julle nie julle lewe indrig volgens die begeerlikhede wat tevore julle onwetend bestaan het nie. Maar soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle lewenswandel heilig word. Omdat daar geskryf is, wees heilig, want ek is heilig. Amen. En as julle hom as Vader aanroep wat sonder aanneming van die persoon oordeel volgens elkeen se werk, wandel dan in vrees in hierdie tyd van julle vreemdelingskap. Ons is mos maar net vanmôre vreemdelinge en bywoners op die aarde. Ek weet ek dalk miskien 'n ID hier op aarde, maar weet jy wat? Ek het ewig ID daar in die hemel in. Want my naam is geskryf in die boek van die lewe in. Jo, en dit maak my opgewonde om eendag daar te kan wees. Die waterpastoor se Bybel ons nog net as sal ek sê sy Bybel met water. Prys die Here. Kom ek vertel hulle gou iets. Here, ek moet eers. Jare terug, nee ja, klompie jare terug so wil begin. En ons is besig met die profetiese diens, daar's baie water. Ek sê baie water, daar's baie water. Nou net soos dit wel is my Bybel waar jy moet lees. Daar die water lê, daar lê my Bybel. Mense daar staan 'n kan. Met 'n tafel met water met glasies wat die lewende water voorstel. En een van die vroupies daar, as hy daar is die gees in, en sy stamp daai kansel. En daai water besluit hy, kom in my Bybel lê daar so. Jy gaan nou nie glo vandag nie. Hierdie Bybel het nie een blaadjie wat gekrekel was, maar hy papnat was nie. Nie een baadjie, maar hy was papnat van die water gewees. Nie eers my ink, ek merk aan my, ek skryf my Bybel. Nie eers my ink het gesmes nie. Daai water. Because it was a living water of Jesus Christ flowing over my Bible. Amen. Ja, dit was my so wonderlik geweest. Eers met my Bybel, want dit is my lewe hier. Dis my lewe. Dis waarvoor ek lewe. Ek dink nou die dag, Here, eendag in die hemel kom ek het 2 klein babas sissetjies, ek was 5 jaar oud toe oorlede is. Eendag gaan ek hulle weer sien. Eendag gaan ek hulle weer sien na in die hemel. Maar prys die Here, kom terug by die woord. Vers 18, omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud losgekoop uit die ydelle lewenswandel wat deur die Vader oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos, waarvan ons nou net gesing het. Amen. Waarvan ons nou net gesing het. Ek like die ou koortjie. Through the blood into thy presence. Ons moet nie so oulik, ons moet verander aan ons naam kom humbly before the I stand. Humbly, nederig, Here, kom staan voor U. Kind van God, ek
wil gou vir die betekenis van vermaning. Die vermaning beteken om iemand te beïnvloed met die doel om hom of haar te begelei tot die aanvaarding van 'n bepaalde lewenswyse of om aan te spoor om voorskrifte te gehoorsaam. Dat daar net een voorskrif om gehoorsaam op aarde is, die woord van God. Dis wat ons moet gehoorsaam en daarvolgens moet ons lewe. Kry ons reg elke dag? Nee, nie maklik nie. Dit gaan baie dae maar moeilik. Want jy weet die duiwel ons altyd 'n bietjie 'n spanner in die speek kom gooi. Maar ek het al geleer, sy kleine speaker skop jy met uit. Jy skop met uit. Jy help nie raak kwaad, jy raak opstandig nie. Jy versondig jou eie siel. Vermaning is nie raas nie. Baie keer dink mense wanneer jy vermaan is 'n raas. Dis nie geraas nie, geliefdes. Vermaning is iets positiefs wat wil opbou, wat positief wil aanmoedig. Dis waaroor vermaning gaan vanmôre. Vermaning om heiligmaking. Kom wij sê, kind van God, die Here gee ons opdrag om in 'n heilige verhouding met hom te staan. Dis waar ons moet in 'n heilige verhouding met hom te staan. En hoe gaan ons reg kry? Deur gebed, deur die regte lewe, deur wat hy sê. Wat die duiwel sê nie, die manier op my sê, die duiwel is altyd op sê, klap dit nie af vir jou slore. Klap dit af. Dis al. Alles is heilig. God is heilig. Sy woning is heilig. Jesus is heilig. Die Heilige Gees is heilig. En ek wil amper sê eendag moet ons ook heilig wees. Waar ons daar liewe vir die hemelike liggaam eendag daar in die hemel is. Maar kind van God, ek wil vanmôre vir u sê daar's nog so baie wat nog nie daar is. So baie nog ver is daarvan af. En daarom is gebed so belangrik. Gebed vir ons medemens. Ek is 'n voorbidder. Ek hou van gebed. Ek hou van vir mense bid. Vir die gemeente bid. Ek ken nie almal se name nie. Ek sal die Here, jy sien daai gesig, ek praat van daai persoon, Here. Want die Here weet waarmee ek praat ons, want ek is maar 'n dom ou wat name betref. Ek moet altyd vir 'n vrou vra. Wie staan nou nou wie daai tyd die week Piet Koos. Sy sal altyd vir my sê, maar ek weet nie. Dis een van my slegte eienskappe, ek kan die naam onthou. Maar gee my naam in die Bybel, ek kan hom onthou. Ek mis hom nie. Prys die Here. Hoor wat sê die woord van God in 1 Petrus 5 vers 15-16. Hy sê, maar soos hy wat julle glo met heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel, let op die woord sê, hele lewenswandel heilig word. Omdat daar geskryf, wees heilig, want ek is heilig. Dis 'n opdrag van Vader, dat ons 'n heilige lewenswandel met hom sal hê. Heilig beteken hagios, puur, rein, suiwer, louter soos goud, in vuur gelouter word. Weet ek dink net, baie keer, Here, om deur vuur gelouter te word, is baie keer eina, te seer. Maar weet jy wat? Van die ander kant uitkom. Jo, dan voel jy maar, Here, ek voel nou weer. So ek voel vanmôre. Ek het môre blydskap in my in. Ek het môre vrede in my in. Ek het môre verwagting in my in. Ek weet nie wat dit is nie. Ek is swanger hier. Sal jy na daai boodskap preek? Sal jy na daai boodskap preek? Ek sê vir jou. Jy as Here my glimmer in kom preek. Prys die Here. Hoor mooi kind van God, heilig beteken afgesonder word in die onheilige wêreld as eiendom van God. Met ander woorde, om as erfgenaam van Vader en mede-erfgenaam van Christus Jesus te wees. Ek is erfgenaam. My Vader is die koning van die hele. My Vader is die koning van die hele. Met ander woorde, jy is permanent vir God afgesonder. Jy behoort aan God. Die vyand kan jou niks doen. Ja, hy sal alles om jou weg te trek. Alles, want hy kleer ons alles so mooi in. Ja, hy kleer alles so mooi in. Hy het Eva 'n appel so mooi laat doen. Man, het gaan lekker wees. Ek sien nou nog baie sap oor my laat met sy man. Dis ons man so sap vandag. Nou is ook moeilikheid.
My vrou sê altyd, jy moet by die huis kom. Prys die Here. Kind van God, waar begin alles? Waar begin alles? Heiligheid word alleenlik moontlik gemaak deur Jesus se offer aan die kruis. Dit word alleenlik moontlik gemaak deur die kruisdood van Christus Jesus. Hy as mens op die aarde gelewe, soos ons, maar sonder sonde. Sonder sonde. Eendag te hoor ek 'n prediker preek, en dit was wel 'n pastoor gewees. Van 'n bekende kerk dat ons word met sonde gebore. Toe vra ek vir hom op Facebook, vertel vir my, waar is daai skrif? Ek het hom nog nie raak gelees in die Bybel, al 7 keer weer gelees in my lewe. Maar ek het nog nie gelees dat ek met sonde gebore word nie. Want dat beteken dat ek met sonde gebore word, gaan dood, waar gaan ek dan nie in pastoor? Dan moet ek mos hel toe gaan. Nee, ek word in 'n sondige wêreld gebore, maar nie met sonde nie. Jesus, Seun van God, het ons as ons verlosser, ons saligmaker kom word. Ja, daarom sê Johannes 3 vers 8, Johannes 4 vers 6. Ek is die weg, ek is die waarheid, ek is die lewe. Dan kan ek môre vir u vra, het u al die lewe? Om die lewe te hê beteken om Jesus Christus te hê. Beteken om 'n heilige lewenswandel te hê, te midde van jou omstandighede waarin jy elke dag beweeg. Vers 30-31 sê, meneer, dit is daarvan Handelinge 16, Paulus en Silas in die tronk in. Nou kyk ou Paulus, as jy gaan kyk na sy lewe, ja, wie van ons het al ooit deurgemaak wat Paulus deurgemaak het? Nie van ons nie. Nie na my eers nie. Gaan kyk hoeveel keer is daai man staan 39 of 40 op 1 na. Dis 39 ouer. Ek dink dis 3 keer as jy regkom met hulle pastoor, 3 keer. Is daai man nog geslaan? En weet jy wat het hom behoue gelaat te staan? Sy geloof in Christus Jesus, sy heiligmaking in die Here in, het hom staande laat bly. Meneer, wat moet ons doen om gered te word? Met arme verlos word, vrygemaak word, toe sê hy, glo die Here Jesus Christus en jy sal gered word, jy en jou gesin. Nou hier is dan een skrif wat heeltemal in verband gerig word in kerke. Broer, jy moet maar net glo. Suster, jy moet maar net glo, jy is alright. Broer, jy is alright, jy moet maar net glo. Hy is lieg in die helheid, hoor, dis die Jesus only daai. Daai is 'n lieg in die helheid. Jy kan nie glo en doen wat jy wil op aarde nie. Daar bestaan nie so 'n storie nie. Jy moet net glo. Ja, jy moet glo in Christus Jesus. Maar dit gaan nie net oor om te glo in jou pad en waar ons jy kan wandel nie. Nee. Jy moet 'n heilige lewenswandel is die woord van God. Nou red beteken, ek weet nie hoe spreek hierdie woord uit oorspronklik nie, is S-O-S-O. So. Ek so sê daar is dit. Dit beteken protect, beveilig, deliver, bevry. En toe kom ek hier op hierdie gedeelte af, so voeltjie wat in 'n hokkie sit. Weet jy, sit in 'n hokkie, eendag is toegemaak. En sy hokkie oopmaak. Dan sê hy, jy sien hom nie meer. Bevry te wees in die Here. Oh, prys die Here. Romeine 3:23 sê, want almal het gesondig en ontbreek aan die heerlikheid van God. Daar is nie een wat nie gesondig het. Almal het gesondig. Met ander woorde, die sonde het die sondaar die heerlikheid van God aangetas. En homself van die ewige lewe beroof wat Vader deur sy Seun vir ons bereid het. Sonde hou ons weg van die Here af. Sonde maak dat ons sy stem nie hoor nie. Eendag, toe sê ek in 'n kerk, die eerste Sondag bly jy van die kerk al weg, dan voel jy skuldig. Die tweede Sondag, dan raak dit bietjie beter. Die van die derde Sondag waar jy nie meer. Maar weet jy wat? Dis die beste plek om op 'n Sondag te wees. Is die teenwoordigheid van die Here. Saam met medegelowiges. Sy naam, weet jy nog wat is nou geniet vanmôre? Ek het dit absoluut geniet vanmôre.
Want dan kon die heerlikheid van Vader voel geword in die plek, terwyl ons op is dan bereid. En ek is crazy, as ek kon dans op my hande klap, ek gee nou by die mense nie. Ek kan nou nie sing nie, ek sing vir Koning Jesus. Ek sing beter as die beste sangers. Want as my stem daar bo by die Here kom, man, dan klink dit die beste wat jy kan kry. Amen. Amen. Prys die Here. Kind van God, Johannes 4:6 sê, Johannes 14:6 sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom tot die Vader behalwe. Dan kom Johannes 3:8 as die Seun julle dan vrygemaak het, sal jy waarlik vry wees. Dan is jy vry van alles af. Jy doen nie meer die verkeerde dinge nie. The world behind me and the cross before me, sê die poortjie. Maar daar is een doel. Die pad stap wat Jesus gestap het. Die pad stap wat hy gestap het. Jy ontvang, of dan ontvang ons die Heilige Gees as inwoning, en hy sal ons leer en lei in heiligmaking en gebed. Maar die probleem baie keer, kind van die Here, jy sien ek kom ons daai 5 minute ekstra slaap. En dan spring ons op en soms so op pad, weet jy, soms die Onse Vader. Dan loop jy die hele dag verkeerd. Die Here is behoorlik los, dan wonder jy hoekom. Want jy het nie bietjie tyd gemaak vir die Here nie. Staan hy 5 minute vroeër op. Alles jy moeg, ek kan jou verseker, as jy daar vir jou knie opstaan, sal jy ervaar, jy kan nou stap, soos ou Dawid gestap het na Goeie toe. In die naam van Jesus vat ek hierdie dag aan vandag. En niks en niemand sal my oorwin nie, want ek is meer as oorwinnaar in Christus Jesus. Amen. Dis ons begin kind van die Here. Maar baie van ons begin op, Heer, sal weer woensdag vandag. Maar wat wil jy dag met die werk aan? Hier, as ek weer los word, dan bekom jy klaar daaroor. As jy los, ek het gaatjies in my ore gelukkig. Nou praat jy tegen Island uit. Ek hoor dit wat ek werk hoor. Dan weer hoor ek, bye. Prys die Here. In Christus het die wat gered is, nou geword die wyses, die regverdiges, die heiliges en die vrygebrokenes. Ja, vrygebroken. 1 Tessalonisense 4:3-7 sê, want is die wil van God julle heilig maak, dat julle moet onthou van hoerery. Nou, mense, moet ek vertel gou iets, maar ek sal dit reg praat. Maar so ek sal dit reg sê. Hierdie hoerery praat nie seks nie. Toe jy volg praat jy afgehoereer van my, praat jy van sonde waarmee ons besig is. Wêreldse sonde. Dis waarvan hy praat. Onthou van al hierdie dinge wat nie die wil van God is nie. Bly weg van daai dinge af. Want weet jy, dis kom die Heilige Gees daar. Hy oortuig jou van sonde en van oordeel van regtigheid. Hy sê vir jou dis verkeerd wat jy nou doen. So dan nooit beweeg weg daarvan af. Doen wat die wil van Vader is. Heilige lewenswandel in die Here. Want God het ons nie tot onreinheid geroep nie, maar tot heilig maak. Amen. Dis waarvoor ons geroep is. Ons is nie maar net op hierdie aarde om eendag om te lewe en te sterwe nie. En klaar. Nee. Daar's 'n lewe na hierdie lewe. En daai lewe wil ek net nog ingaan lewe. Amen. Maar daar is net twee. Goed sê jy gesê nie, daar is net twee. So daar is net twee paaie. Jy moet een onthou, hy het nie deur. Hy exit nie, hy het net een deur so hy ingaan. Hy het nie exit. As jy in is, jy in. Ek wil die maar die blou pad bewandel. So moet nie altyd maklik nie. Dis 'n smaal weg, sê die woord van God. Hy sê baie gaan probeer ingaan, maar min gaan dit maak. So leef sodat jy dit gaan maak. Dat jy verseker wees daarvan dat eendag jy gaan hoor, kom in getroue diensknegt. Nie gaan weg, ek het jou nie geken nie. Die regverdige dade van die Heilige Gees, die vrug van die Heilige Gees, is 'n ten volle oorgawe, 'n ten volle oorgegewe lewe aan hom. Aan Christus Jesus, Hebreërs 12:14 sê, jaag die vrede na met almal
en die heiligmaking waarsonder niemand die Here sal sien. Die woord van God is baie duidelik in die Here. Hier is maar net 'n boek nie, maar is die beste verkoper in die wêreld. Maar weet jy wat? Dis die boek wat die meeste gesteel word in die wêreld. Dis hoe ons betaal nie meer Bybels uit nie. Want hulle word gesteel omdat die mense die Bybel kan bekostig nie. Hulle steel die Bybels. Ek weet jy was 'n plek waar hulle Bybels versprei. Bybels kon kry om te versprei. Dit was 'n baie groot Bybelspreiers daar in die Vrystaat. Matteus 6:33 sê, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al die dinge sal vir julle bygevoeg word. Hoe doen ons dit? Gebed. Gebed. Om in gebed te om te gaan. Maar ja, baie keer raak ons moedeloos, want ons bid en ons bid en ons bid, daar gebeur niks. Maar as jy kyk na die woord van God, dan sien ek dat baie keer, soos ek dink is Moses, het 25 jaar gewag. En soos ons reg in die woord van God, hoeveel jare mense gewag het. Maar God het sy tyd van die Here. Die eerste die benaamste vir die mense om te soek is met onverdeelde aandag, die ywer en om te volhard en te volhard en te volhard te midde van die omstandighede. Om die God van aansig te soek, dis nie maklik nie, maar ek wil vir sê, dis moontlik. En hoe doen ons dit deur gebed? Deur gebed. Jesaja 55 sê, soek die Here terwyl hy te vind is. Roep hom aan terwyl hy nog naby is. Daar is nou nog tyd. Daar is nou nog tyd, hierdie kant van die graf. Daai kant van die graf staan nie meer tyd. Jy het nou nog die geleentheid om seker te maak, jou lewe is reg. Jy weet nie, maar as jou sekonde aan nie. So rukkie terug sy pastoor, wat ons baie goed ken, sy vrou oorlede, en eergister met skok sien ek op Facebook hy so oorlede. Die nag gaan slaap en die volgende oggend, toe die kamer kom is weg. Hy is huis toe. Huis toe. Sy ewige tuiste gaan inneem. Woord van God sê ek gaan ons plek voorberei. Is daar 'n plekkie klaas? Daai sekondes kom haal ons. Hoekom kom haal ons? Want hy wil hê ons moet daar wees waar hy is. Amen. Dis die woord van God sê Johannes. Prys die Here. Dank vir die Here. Matteus 7:7 en 8. Ek dink dis 'n baie bekende skrif wat ons almal goed ken. Bid en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word. Net op die beloftes daaraan verbonde. Hy sal dit doen vir jou, maar jy moet net glo. Geloof jou mosterdsaadjie. Partykeer is maar moeilik, maar weet jy wat? Keep on believing. Hou aan om te glo en sien hoe Vader vir jou bonatuurlik gaan deurkom. Ek kan getuig in my lewe hoe keer die Here vir ons deurgekom het. Tydig gedink het, Here is lankal te laat. Ou Lazarus is al geryk. Nou kyk, ek ken daai werk. Ek het 15 jaar uit op gedoen. Kan jy baie vertel? Here sê, nee man, wag, jy net so 'n bietjie. Lazarus! Kom uit! En hy maak die dooie weer lewendig. Jy sien ons probleem is kind van God. Ons spreek baie keer meer dood oor ons eie omstandighede as lewe. Here, my finansies lyk nie sleg, ag goed hierdie maand, die Here, ag o Here. Spreek lewe daaroor. Spreek lewe. Spreek lewe oor jou finansies. Spreek lewe oor jou vrou. Spreek lewe oor jou kinders. Spreek lewe oor jou omstandighede. In die naam van Christus Jesus van Nasaret. En sien wat gebeur. Sien hoe jy die omstandighede kan verander. Ons het net daai koortjie gesing. My God can do anything. Wie van die glo dit? Ja, ons glo almal. Ons God is ons staat om enigiets te kan doen. Wys net hoe saggies sê goud en silwer. En maar dit wat ek het, dit is die woord van Here. Die woord van God. Kan vir jou niks anders gee. As die woord van Skepper lewende God. Want elkeen wat bid ontvang en hy wat soek vind, rol wat klop, sal oopgemaak word. Want Jesus maak sy geestelike gawes tot ons beskikking. Plaas sy geestelike gawes tot ons beskikking. Ons kan dit gebruik. Redding, vrede, blydskap, wysheid, genesing, vrymoedigheid. Alles is tot jou beskikking.
Dis belangrik dat ons die onskatbare waarde van gebed moet besef. Ek het baie plek oor gebed. Ons op 'n stadium nadat in Middelburg sê omtrent vir 3 maande lank net gebed gepreek. Net gebed. Niks anders om mense te leer bid. Want dit is die belangrikste gedeelte van jou daglikse gebed. Ons moet bid want God werk antwoorde op sy kinders gebede. Daarom bid ons. Ons moet besef dat ons absoluut afhanklik van God is, daarom verklaar ons dit. Jy moet dit verklaar, kind van die Here. Gebed bring God se arm in beweging, maar wil jy ook een vir jou by sê, jy gaan nie God se arm draai nie hoor. Amen. Jy gaan nie God se arm draai nie. Hy weet of jy daai 10 miljoen rand nodig het of nie. Ek kan nou 10 miljoen rand op my rekening hê. Man, wat kan ek doen? Leef sit nou lewe. Niks anders. Ek wil miskien vir my 'n lekker double cab bakkie koop. Niks anders. Want weet jy wat? Geld koop nie my pad nie. Geld koop nie my pad nie. Verder moet ons besef dat gebed het 2 punte. Ek wat met God praat en hy wat met my praat. En daar is nog een probleem vandag in ons lewe, kind van die Here. Wanneer ons begin bid, dan bid ons mos. En as ons klaar gebid en amen, dan staan ons op. Ons maak nie geleentheid vir die Here om met ons te praat. Weet jy Samuel, daar sy wet gelê as jong man, en hy Samuel, het hy nie geweet as die Here wat met hom praat nie. Want hy het die stem van die Here nie geken nie. En jy sien kind van die Here, jy gebed en wag op die Here, begin dan die stem van die Here ken, en jy weet die stem van die Here as hy wat nou met jou praat. So ons moet geleentheid maak dat die Here ook 'n bietjie met ons kan praat. Nou leer vir ons sê, hey, jy nie worry, sê die Here met jou praat, sê Here, hier is ek Here. Jy sien kind van God, jy moet die stem van die Gees van God ken. Jy moet weet dis hy wat met jou praat. Ons is te haastig in ons gebed. Ons wil ons net aframmel. Min mense bestaan. Wat min mense bestaan is dat ek nie moet bly praat nie. Ek moet God kans gee om met my te praat. Here, die is net luister. Die is net luister, Here. Praat hier. Hoor 'n bietjie wat die Here vir u wil sê. En dit is wat ons baie keer in kerke doen. Baie keer, ek verstaan, baie keer kan nie, ons het dit gedoen. Ons breek weg vir 'n week lank. Ons kerk laat ons weggebreek vir 'n hele week lank. Ons almal. En wat gaan doen ons daai week? Ons soek die aansig van die Here vir die nuwe jaar. Here, wat het U beplan vir die nuwe jaar vir ons as gemeente? Wat wil U met ons doen? Dit was nog 'n lekker tyd gewees. Laas keer ek so kom wegpreek, saam met hierdie manne, en net te kon bid, en as ek meer kon soek, want dit is waar het gegaan het, en te kon hoor wat elke persoon ervaar, en dan sit jy daai pakkie by mekaar, dan sê jy maar, dit werk presies uit. Dit bly in een pakkie, dit is nie verskillende goed wat ons ervaar, en allemaal dieselfde ervaar, wat die Here wil hê ons moet doen. Hoor, hoe beskryf Dr. Andrew Murray aanbidding? Hy sê, wanneer die mens in sy nietigheid en God in sy heerlikheid mekaar ontmoet, spreek dit van self dat wat God sê baie meer gewig dra as wat ek sê. Ek het eendag in 'n kerk sê, wanneer die natuurlike met die bo-natuurlike ontmoet, dan moet iets gebeur in jou lewe. Dan moet iets gebeur. Jy kan nie dieselfde bly nie. Something must happen. Dan moet 'n verandering in jou lewe plaasvind. Ons gebede is soms vaag en onbepaald, is nie waar nie. Want dit gaan baie keer net oor wat ek wil hê. Ons vergeet baie keer as 'n medebroer wat 'n probleem, as 'n medesuster wat 'n probleem, as 'n medebroer wat siek is, gaan vir ons. Dis om ek hou van gebed. Ek is 'n intercessor. Ek hou daarvan om vir mense te bid. Maar om siekes te bid. Ek doen nie die genesing nie. Ek is nie die intercessor.
Ek is nie die geneesheer nie. God se woord is vol getroue beloftes, kind van die Here. Jesaja 30:15 sê, want so sê die Here, Here, die Heilige van Israel. In terugkeer en rus lê julle heil, in stil wees en vertrou bestaan julle krag. En dan sê hy, maar julle wou nie. Julle wou nie. Julle het nie belang gestel nie. Psalm 62 vers 6, iets wat vir my so mooi skrif in die woord is. Wees maar net stil tot God is. Van hom is my verwagting. Nie van die mens nie. Ek is nie afhanklik van die mens nie. Ek is afhanklik van God. Ek ken die bediening. Pastoor ken my, is baie jaar in die bediening. Ek dink die bediening is speletjies. Nee. Nee, ek dink nie, die bediening is nie speletjies. Maar ek wil vanmorgen sê, dis 'n geëerde werk. Dis 'n geëerde werk vir God, die skepper om hemel en aarde kan werk. Om sy woord te kan bedien. En dan natuurlik, kind van die Here, skrif wat vir my so brandend is, so baie belei in my lewe, Johannes 15 vers 7. As julle in my bly, en my woord in julle, sal julle vra net wat julle wil hê, en julle sal dit verkry. Prys die Here. Dis die woord van God. Dis die waarheid, jy staan op my belofte. Here, u woord sê, as ek in u bly en u in my, dan vra net wat ek wil, Here, en u sal dit vir my gee. Ek staan op belofte die woord, Here. Maar weer eens, weet ek nie God se arm draai nie hoor. Hy ken jou gedagtes. Hy ken jou sit, hy ken jou opstaan. Hy sê hoor, ek ken jou gedagtes van ver. Iemand was hier na kon sê, ja. Maar weet jy wat, die duiwel ken jou gedagtes. Jy lieg, man. Die duiwel weet nie wat in my gedagtes aangaan. Hy ken nie my gedagtes nie. Die woord van God sê, hy ken my gedagtes. Hy was hier vir die wanneer ek praat, ja, negatief praat, dan is dit die vyand. Want hy wil hê jy moet negatief praat. In plaas om positief te spreek in jou lewe. Kind van God, luister mooi wat ek hiermee gepen het. Eers wanneer die siel voor God buig, nadat deur Jesus gered is, en God se grootheid en heiligheid, sy krag en liefde in herinnering roep, daarna streef om God die Vader en Jesus Christus en die Heilige Gees die eer en ontzag en aanbidding te gee wat wil toekom, sal die hart ontvanklik raak en bewus word van God se nabyheid en van sy krag. Eers wanneer dit gedoen word, en anders eers iets wat jy moet doen. Jy moet Jesus Christus verklaar as jou verlosser en saligmaker. Jy moet afstand doen van die wêreld se plesiere. Jy moet hom volg, jy moet doen wat sy wil is. En heiligmaking is so belangrik. Om 'n heilige lewenswandel te hê. Praat met God, maar laat ook toe dat hy met jou praat. Dit is belangrik, kind van die Here. Fokus op hom. Fokus op sy teenwoordigheid en sy wil. Weet jy wat? Toe Petrus daar op die water ry, man kyk op die, ek gaan op die, hy is lekker groot bek gewees. Ja, maar hy het maar om te praat. Ek het Petrus gelaai. Weet jy daar oor die boot klim en hy begin stap op die water. Tjoe! Ek dink daai man op moervleis staan. Ek kan op water loop. Wat gebeur? Eers nou golf wat kom. Dan gaan nou Petrus. Dit gebeur met ons ook. Weet ons bid, en ons staan op, en ons slaap, dan gebeur net ou eentjie, as 'n gebed vir nutteloos. Kragteloos. As iemand die dag sê, nou mense sê, waar nie, hulle bid in die oggende, en net toe vloek die hele mekaar. Wat jy op daai gebed dan? Wat jy op daai gebed? Fokus op sy teenwoordigheid en sy wil. Wag op die Here. Moenie dit sien as verlore tyd. Dis kosbare tyd ter God. Koop die tyd uit, sê die woord van God, omdat die dag boos is. Koop die tyd uit, maak tyd. Matteus 26:41 sê, waak en bid, dat jy nie in die versoeking kom, die gees is welgewillig, maar die vlees is swak. Ja, baie keer as jy reis kom aan, jy is moeg, jy is uitgeput, dan voel jy lus om te bid. Maar weet jy wat, ja, die Bybel vat, jy begin lees, dan raak jy van jy lus. Daar was tyd, ek kom my lewe, toe die huis gekom het, en ek so moe geval, die bed neer slaap. Miskien die dag, Here, ek nie eens gebid.
Ekskuus Here, lê ek maar aan my bid met die Here gesels. Want jy's moeg, jy's uitgeput. As ek 'n pastoor net oor gepraat het. Die bediening maak jy nie liggaamlik moeg, die maak jy geestelik. Word jy uitgeput. Jy moet gaan rus. Dis hoekom pastore, sy vrou, hulle moet wegbreek. Herderspaal moet wegbreek, hulle moet bietjie gaan rus. Hulle het die rus nodig. Ek wil afsluit kind van die Here. Geliefdes, gebed bring ons die regte verhouding met God. Dit bring ons die regte verhouding met God. Dit bring ons op dieselfde lyn. Jy sien kind van die Here, daar moet nie 'n kommunikasiegaping wees nie. Ek het altyd hierdie gedeelte gebruik. Skielik herinner die Heilige Gees my daaraan. Die jare terug toe jy nog 'n TV-antenne aangestel het. Almal ken ons ou jare. Hy het antenne op die dak, baie bietjie langs, bietjie op, bietjie daar, wat so, jy weet, tot in 'n skyn van vrou TV daar binne. Ja, die kan nie 'n bietjie daar met kindie. Ag pa, waar wil jy die TV nou hê man? Ek sal nie nog in die son in, jy weet. Maar die oomblik sy regte sein gekry en hy TV is mooi netjies skoon. Dis hoe ons moet wees. Ons sein moet 100% opvangs hê. 100% opvangs kind van die Here. Ek sluit af die laaste skrif. Levitikus 19 vers 1 en 2 sê, verder die Here met Moses gespreek en gesê, spreek met die hele vergadering, met die kinders van Israel, en ek wil sommer sê met die aard, en sê vir hulle, heilig moet julle wees, want ek, die Here julle God, is heilig. Amen. Prys die Here.